Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie Sondagoggend. En ja, ek nooi jou sommer na ons eredienste toe volgende 10:00 in Escort. Volgende 8:00 in Escort, 10:00 in Mooirivier en 5:00 in Wenen. Ons is by 'n baie belangrike teks vanoggend. Onthou nou, dis die hele verhaal van Lazarus wat gesterf het. En Jesus vir haar aankom, nou, toe sy al reeds 4 dae dood en nou het hy hierdie gesprek met Martha en hoor vers 25. Dis ook een van die ek is uitsprake of ego eimi in die Grieks. En onthou die hele ek is, die manier hoe dit geskryf word en gesê word, absolute bevestiging dat Jesus God is. En jy gaan sien dat vir ons in die Afrikaans hoor ons dit nie altyd so onmiddellik nie, maar hulle het dit dadelik reg gehoor en verstaan. Jy sal hoor ook haar reaksie op dit wys duidelik dat sy verstaan dat Jesus daarmee sê ek is, nee, en hom daarmee gelykstel aan God. So kom ons lees dit vanaf vers 25. Jesus het vir haar gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal leef, al het hy ook gesterf. En elkeen wat leef en in my glo, sal tot in ewigheid nooit sterf nie. Glo jy dit? Sy sê vir hom, ja Here, ek glo dat U die Christus is, die Seun van God, hy wat na die wêreld kom. Geliefdes, wonderlik, Jesus kom gee die bevestiging, die belofte, dat hy die opstanding en die lewe is. En wie in hom glo, sal nooit sterf nie. Die dood het nie die laaste sê oor ons nie. Ons sal tot in ewigheid leef. Ongelooflik wanneer Jesus dan vir haar vra. Onthou, dis wat hy sê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal leef, al het hy ook gesterf. En elkeen wat leef en in my glo, sal tot in ewigheid nooit sterf nie. Dan vra Jesus vir haar, glo jy dit? En dan bely sy wat sy glo. Ja, Here, ek glo dat U die Christus is, die Seun van God, hy wat na die wêreld kom. Sy sê nie nou dat sy in die opstanding glo nie. Dit het sy mos vorige keer al gesê, maar wanneer Jesus vra, glo jy dit? Dan sê sy, dan bely sy dat sy in hom glo. So vriende, die vraag is nie of ek teoreties glo in die opstanding en die ewige lewe nie. Dit is ook belangrik. Maar die vraag kom na my en jou toe. Wanneer ek en jy volgende met hierdie vraag gekonfronteer word, wanneer die Here Jesus vir my en jou kom vra, glo jy dit? Dan is die vraag eintlik, glo ons in hom? Glo ons dat hy God is? Glo ons dat alle mag in hom gesetel is? Amen. Here almagtige God, baie dankie ook vir die teks. En ja, Here, daarom bid ons, dan vra ons dat U met ons mag wees. Here, help vir ons. Help vir ons om vas te hou, om te bly glo. Help ons om met hierdie perspektief te leef. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.